Goeiemôre Grant. Welkom hierso. Ek wil julle dalk beter in die Eerste Wêreldoorlog en nou gaan ons aan. Gaan ons hier nou kyk wat verder. Fragment die volgende opskrifie wat ons my skryf is die wapenwetloop. En met die wapenwetloop voor julle skryf, luister eens my. Die wapenwetloop gaan oor hoe groot die wapens kan wees op daai stadium en hoeveel wapens jy het. Daarna met die industriële revolusie. Engeland ontdek steenkool en begin kragopwekking. Nou begin die Duitsers saamwerk. So onder wapenwetloop kan julle my kyk. Hierdie lande het al meer wapens vervaardig om 'n gevoel van mag te kry. Mense, dit was die Eerste Wêreld en die Tweede Wêreldoorlog. Hulle het so uitgebreek, omdat in die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog die ouens wou hulle wapens toets. Al hulle wapens wat hulle gemaak het. Volgende omskrif hierso, kompetisie tussen die Britse en Duitse vloot. Reg, op hierdie stadium mense, die vloot, hoe sterker die vloot is, hoe vinniger die skepe kon vaar, hoe groter impak het jy gehad. En dit het al met die Britte en die Duitsers begin. Nou kan ons weer skryf. Britannia het altyd die grootste en sterkste vloot besit. Wat van die begin af. As het in Europa, Amerika bietjie weggeskuif. Die Duitsers het begin om hulle vloot uit te brei. En die Britte voel bedreig. Omdat die Duitse vloot bietjie begin groter word het, die Britte het nie daar geweet sterk is hulle vloot nie. Nou voel hulle bedreiging oor, want hulle sien die Duitsers begin al hoe groter skepe kry hierso. Volgende opskrifie, ekonomiese kompetisie. Met die ekonomiese kompetisie in 1914 dood eenvoudig gegaan oor staal. Wie kan die meeste, die sterkste staal vervaardig? Nou om die staal te vervaardig het jy ystererts. Uit ystererts word geneem, dan mense sit jy bons in 'n oond. Jy spel die ystererts en die staal kom aan kant toe. Duitsland het vinnig toe bygedra. Dat hulle al meer staal begin vervaardig het en hulle het meer staal as Britannia begin. Dan na Britannia kom daai tipe van industriële revolusie wat hulle saamgaan. Nou begin ons kry ons hierdie spanning nou tussen die Duitsers en die Britte. Die spanning sit daar. Die Duitse vloot word groter en hulle ammunisie word beter. Britte, hulle bly by die selfde, maar hulle begin bang word. Hulle weet nie waartoe of wat hulle nog gaan kry hierso nie. Nou kry ons die spanning in die Balkan. In 1914 is Arthur soort Frans Ferdinand in Sarajevo in die Balkan verloor. Mense, hy is doodgeskiet. Waar hy daar verloor het. Terwyl hy daar mense Frans Ferdinand, die aartsbiskop, daar uit sy sluipmoordenaar wat hom doodgeskiet het. En dan nou begin, ek het het gedoen nie, ek het het gedoen. En so hierdie lande mekaar begin kant kies. En daaruit het die oorlog begin. Gavrilo Princip was die jong student wat verantwoordelik was vir die sluipmoord op Frans Ferdinand. Oostenryk het sy Servië blameer vir sy dood en hulle verklaar oorlog teen Servië. Oostenryk mense, Servië. Gavrilo Princip kom van Servië af, Frans Ferdinand is die aartshertog in Oostenryk. Die lande saam het bekend gestaan as die Balkan.
Nou, kyk wat gebeur hierso. Rusland het vir Servië ondersteun. So word al twee alliansies by die oorlog betrek. Daarna het net in die begin die alliansies gedoen. Die was aan deze kant. Nou krijg je het so weer. Nou krijg je Rusland, Servië, Oostenrijk, wat het alliantie modelle en vervoeg. Laatste tydjie vandag, die wêreld het rede gesoek om oorlog te maak, sodat hulle kon wys wie die beste wapen, wie se vloot die beste, wie is die sterkste, wie is die beste voorbereid. Graad 8, geniet julle vakantie wat voorlê, die wil julle wat dit ook nog 'n opdrag skop, bring hom vir my asseblief, dat ek dit inkry, dit kan maak. Mense onthou, ek gaan vir jou vorderingsverslag gee, wat pa maak en sien jy het gewerk. As er enigeen van julle ouens is, wat iets kort, jy dalk ergens 'n bladsy verloor, of 'n les agtergeraak, neem het af by jou vriendin, skryf het oor. Neem het af, dat maal in het vir jou print, plak het in. Jy hoef het nie alles oor te skryf nie. As jy niks te doen het nie, en jy kan alles print, mense, print het, plak het in asseblief, dat allemaal se boeke reg is. Geniet die naweek, lekker vakansie hou hierdie weekie. Ek en julle praat weer later. Tot ziens.